Kom ons maak oor Psalm 36. Psalm 36, ons sing ons daar vers 1. Psalm 36 vers 1. Geliefdes, hartlik welkom dan ook vanmôre so by hierdie erediens. Kom ons sluit ons voorsang af deur te blaai na Psalm 33 toe. Psalm 33 en dan gaan ons daar sing vers 1 en vers 2 en vers 5. Een, 2 en 5 van Psalm 33. Na die foto met die seun groet sing ons dan Psalm 48 vers 1 en vers 4. Ons tema van môre wat ons in gedagte hou, is ons gaan verder aanlees uit 1 Petrus uit. Ons behoort aan God se geestelike huisgesin. Ons behoort aan God se geestelike huisgesin. Psalm 33 vers 1, 2 en 5 en dan na die foto met die seun groet spontaan Psalm 48 vers 1 en 4. Yeah.
Ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons luister na die wet van die Here met die doel om ook opreg ons skuldbelydenis en ons sonde berou voor hom te doen. So kom ons luister dan met die gesindheid van ons skuld voor die Here na die wet van die Here, sodat ons ook met 'n opregte hart ons skuldbelydenis kan doen voor die Here, deurdat ons gryp na Christus se versoening, na sy verlossing van ons sondes. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd,
of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons maak dan oop by Psalm 38, terwyl ons dan so die wet van die Here aanhoor, en ook ons skuld voor die Here besef, sing ons vers 1 en vers 5 van Psalm 38 as ons skuldbelydenis voor hom. En almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade wat ons slegs kan ontvang deur geloof in die soenverdienste van Jesus Christus, wanneer ons hierdie genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in hierdie sonde bly lewe. Daarom sê Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En dit is dan ons geloof. Kom ons doen nou ons geloofsbelydenis. Ek gaan vir u voor by die apostoliese geloofsbelydenis, ook bekend as die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 38. Gesang 38, dan sing ons daar uit dankbaarheid ook vir die Here se werking van sondevergifnis en verlossing deur sy Seun, vers 1 en vers 4. Gesang 38, vers 1 en vers 4. Ons wil ons hart tot U
Geliefdes, ons maak die woord van die Here dan oop by die eerste brief van Petrus, hoofstuk 2. Ons gaan dan lees van vers 4 tot vers 10. 1 Petrus 2 van vers 4 tot vers 10. Baie goed om te volg ook in die woord van die Here, want dit is konkreet, dit is iets vas wat 'n mens hou in jou hand. 'n Bybel is 'n kosbare erfstuk. Kom ons, terwyl ons dan so met die woord van die Here oopsit, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom vanmôre as gemeenskap van gelowiges, as kerk voor U staan. Ons dank U, Here, vir U woord. Die woord wat so elke dag by ons is. U woord, Here, waaruit ons kan lees en bestudeer aangaande U grootheid, U verlossingswerk vir ons gevalle mens deur U Seun Jesus Christus. Here, U wat vir ons so alles opgeoffer het, sodat ons ook U woord kan hê. U woord, Here, wat vir ons die lig is vir ons pad, die lamp is vir ons voet. Here, U wat vir ons so in alles voorsien. U wat vir ons die lewe gee, die reën gee, die versorging van die natuur. U wat die skepper is en die onderhouer van alles. U wat vir ons nie laat vaar in ons sonde nie, maar deur U Seun Jesus Christus ons kom herskep deur sy soendood. Maar meer nog, Here, wanneer U ons so voorberei het, kom U deur die Heilige Gees en woon in ons harte. U wat die diep trooster is. U wat vir ons lei elke dag. Hemelse Vader, wanneer ons ook so vanmôre oopsit met 1 Petrus hoofstuk 2, om verder dan ook te lees oor hoe dat U vir ons troos ook in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind. Met hierdie verdrukking wat ons ook elke dag in ons lyf kan voel. Wil ons vir U vra, Here, dat U ook vir ons sal versterk deur U woord. Dat ons ook daarin sal raak sien hoe U vir ons hou aan U. Here, vergewe ons sondes. Here, vergewe ons waar ons so maklik oortree. Maar dankie, Here, dat U die berou in ons harte werk. En wanneer ons dan ook so voor U kom staan, dat ons ook weet, Here, as 'n gemeente, dat U ons nie sal los, want U laat vaar nie die werke van U hande. U hou U verbond. U is betroubaar. En daarom vra ons, Here, dat U ook tot ons harte sal spreek. In die naam van U Seun Jesus Christus alleen bid ons dit. Amen. In Petrus 2 van vers 4. Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry,
om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ons gaan fokus plaas op vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Geliefdes in die Here Jesus Christus, om deel te wees en te behoort aan 'n geestelike gemeenskap is baie kosbaar en dit is ook baie belangrik. Almal van ons wil behoort. Behoort is belangrik, want om te behoort gee vir ons 'n betekenis. Dit gee vir ons 'n soort van 'n posisie in hierdie inskakeling van gemeenskap en gemeenskaplikheid. Uiteindelik gee dit ook vir die siel 'n soort van 'n gemoedsrus om te weet hy behoort. Hy's ingeskakel. 'n verband, 'n verbintenis met ander is vir die mens as God gegewe na die beeld van God belangrik in sy sosiale interaksies. Die goed is belangrik. En dit is wat 'n fisiese huisgesin beteken. 'n Fisiese huisgesin is vir die kind daardie eerste skakeling met dit wat die Here wil hê ons moet verstaan van verbintenis aan mekaar. Dit is wat 'n volk in Hebreëre beteken, die verbintenis, die behoort tot. Dit bied sekuriteit vir die individu. Ons behoort, want ons is fisies aan mekaar verbind. Ongelukkig in hierdie tyd waarin ons leef, word ons al meer en meer wys gemaak dat die individu belangriker moet wees as die huisgesin, dat die individu belangriker moet wees as die volk, uiteindelik dat die gesin niks beteken vir die individu nie, want hy word beskerm deur individuele menseregte, en dat die volk van geen waarde is nie. Baie verstaan nie dat die ware veiligheid van enige individu word nie gevind in menseregte wat wispelturig is nie, maar in die verbintenis met ander, in die verbande waarin God ons geplaas het, die gesinsverband, die volksverband. Individuele menseregte het die sleg ding tot gevolg wat ons almal mee gekonfronteer raak. Dit ontkoppel ons. Dit ontkoppel ons. En ons soek ons waarde by onsself en nie meer aan die verbintenisse wat die Here vir ons gegee het nie. En wanneer ons nie meer die verbintenisse wat die Here vir ons gegee het in ons gesinne eermee kan aankoppel nie, sal die individu verlore gaan. 'n diep ongelukkigheid, 'n eensaamheid. Waar samelewings verwoes word, is waar die verbintenis tussen mense en God en mense ontbondel word, uit mekaar uitrafel. Ontbinding van die gesin lei tot die ontbinding van 'n volk, lei tot individue sonder enige gemeenskaplike waarborge van enige iets. Sonder verbonde. En hoe mooi is dit wanneer God reeds begin en sê hy's 'n God van verbond. Hy's 'n God van verbinding, inskakeling, saamtrek. Verbondenheid aan God en aan mekaar gee die betekenis vir die individu se lewe. Huisgesinne en volke se eenheid maak daarom baie saak. Nou as ons dit weet,
En wanneer ons hierby uitkom om te besef, ek is nie ontkoppel van my huisgesin of van my volk nie, dan kom ons by die gedeelte wat Petrus hierso baie mooi gebruik. Petrus gebruik nou in hierdie gedeelte juis die diep waarde van 'n gesinsverbintenis, wat 'n soort van 'n sekuriteit is, 'n verborgenheid vir die individu. Sodat hy ons iets kan wys en laat besef van die geestelike diepte van die gesin, van die geestelike lewe van gelowiges. Maar dan moet ons verstaan wat is die verbintenis in gesinslewe, in volkslewe, om by dit uit te kom wat Petrus van praat. En wat baie belangrik is, wanneer Petrus hier praat van die geestelike verbintenis, hef hy nie een keer die gesinsverband op nie. Hy hef nie een keer die volksverband op nie. Hy gebruik die gesinsverband of die volksverband om iets baie dieps vir ons te verduidelik van die gemeenskap van gelowiges. Anders gaan ons die troos mis wat Petrus hier wil gebruik om vir ons te versterk in die tye van verdrukking. In tye van verdrukking is dit instinktief by die mens om te vlug na die mens toe wat hy ken, sy gesin. En so kom hy nou en hy wil dit gebruik om vir ons te leer hoe ons ook instinktiewelik moet vlug na die gemeenskap van gelowiges toe in die tye van verdrukking. En daarom weer net om te herhaal, Petrus is geroep om die volk te versterk in die tye van verdrukking. Wat ons almal nou beleef, finansies, ekonomie, misdaad, die onsekerhede van huisgesinne se bestaan in hierdie wêreld, is baie moeilik. Die Here self het vir Petrus sy roeping gegee in Lukas 22 vers 31 en 32. Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Daarom kom Petrus nou by hierdie gedeelte. Hoe om ons te versterk in hierdie tye van so baie verdeeldheid. Hierdie verdrukking moet ons juis fokus en kyk hoe werk gesinsverbande, volksverbande en dit gebruik om die geloofsverband goed te verstaan. Die versterking wat ons weet ons fisiese huisgesin vir ons bied, wil Petrus nou gebruik om vir ons iets te leer van 'n geestelike huisgesin. So laat ons die individualisme van hierdie wêreld net eers buitekant los en weer fokus op dit wat werklik is, die gesin. Dit wat konkreet is. Ons behoort aan God se geestelike huisgesin. Dit is wat Petrus sê in hierdie gedeelte. Ons behoort aan God se geestelike huisgesin. Geloof is die gewisse kennis en die vaste vertroue in ons Here Jesus Christus se werk. Geloof is om te weet, nie om te wonder daaroor nie, te weet. Om te weet jy behoort aan die een op wie jy jou vertroue stel. Jy stel nie net jou vertroue aan iemand daar nie, jy behoort aan daardie een in wie jy jou vertroue stel. Jy weet dit, want hy het jou sondeskuld vir jou afbetaal, deur vir jou te sterf, deur sy bloed vir jou te laat vloei. Los die individualisme as die leuen daar buite. Jy behoort nie aan jouself, soos wat die individualisme ons beleer. Jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort aan Jesus Christus. Jy behoort aan die Here Jesus Christus. Jy het 'n geestelike huisgesin. Jy behoort aan hom. En hierdie gesin word sigbaar. Hierdie geestelike huisgesin word sigbaar oralster op hierdie aarde waar God lewende mense gebruik om plaaslike kerke te vorm. Oralster op hierdie aarde. Petrus gebruik nou die twee beelde
dat gelowiges se verbondenheid met God en met mekaar nooit vernietig kan word nie. In die eerste plek die geestelike huis en in die tweede plek die koninklike priesterdom. In die eerste plek die geestelike huis. Vers 5 sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Nou geliefdes, hierdie huis word nie deur iets of iemand sommer net gebou nie. Hierdie huis staan op 'n hoeksteen wat die gebou vorm. En hierdie hoeksteen is die Here Jesus Christus. Ons as gelowiges egter is geestelike stene in hierdie geestelike huis. Dis die beeld wat hy gebruik. Die kindertjies in hierdie huishouding. Ons belyn ons met die hoeksteen waarin ons as lewende stene ingelê word. Ons is eers verbind aan die Here Jesus Christus en dan verbind aan mekaar. Niks anders behoort ons te verbind as Christus. Hy moet ons binding wees. Geloof in hom. Hy is die enigste waarborg as hoeksteen dat hierdie huisgesin nie kan platval. Die waarborg is daarom nie in mense nie in die kerk se struktuur nie, maar in die hoeksteen dat hierdie huisgesin kan nie wankel. Die gebou kan nie wankel. Die waarborg van eenheid in hierdie geestelike gesin is daarom hy self. Die uitdrukking geestelike huis wat Petrus hier gebruik, word in ander plekke in die Nuwe Testament beskryf as die geestelike tempel van die Here of die tempel van God. Nou dis dieselfde beeld, maar dink aan wat Petrus wil doen met die beeld. Petrus wil hierdie beeld vir ons baie diep persoonlik maak. Die verbintenis aan mekaar soos 'n huisgesin. Intiem. Julle is soos 'n huisgesin. In tye van verdrukking maak dit baie saak om so aan mekaar te dink, sê Petrus. Vandaar ook die aanspraak en die uitspraak in die Christelike kerk as broers en susters van mekaar. Dit beklemtoon hierdie huisgesin se verbintenis. Met verdrukking is dit baie belangrik in jou swaar kry dat jy weet jy's nie alleen nie. Jy moet weet jy's nie alleen nie. En jy weet dit tog met jou eie huisgesin. Jy verlang jou eie huisgesin. En daarom maak dit hierdie beeld van Petrus so kragtig en so mooi. Jy's deel van 'n plaaslike kerk. Jy's verbonde. Jy is in 'n verbond, in 'n gemeenskap van gelowiges. En die lewende stene wat Petrus hiervan praat, moet daarom opgebou word, sê hy. En laat julle ook soos lewende stene opbou, sê hy in hierdie gedeelte. In tye van verdrukking moet ons baie lewendig wees ook vir mekaar. Vers 4 stel, kom na hom toe die lewende steen. Christus is nie 'n dooie steen daar deur ver wat niks betekenis het nie. Hy's 'n lewendige steen vir die gesin. Vir die geestelike huisgesin is dit ook die gemeenskap in die belydenis. Die kerk is belydenis. Ons bely die lewende Christus en wat die lewende Christus vir ons beteken. Hy maak ons lewendig ook vir die kerk. Oortuiging van belydenis is ons gewetensverantwoordelikheid en vorm hierdie verbintenis aan mekaar. Dis nie uit mense uit nie. Dis nie asof dit sommer maar net so 'n spontaniteit is nie.
Dis 'n diep werking van die Heilige Gees in die kerk en in elke plaaslike kerk. Daardie laat julle opbou tot lewende stene. Hy is ons lewende gewete tot hom, maar ook tot mekaar. Soos hy lewendig is, moet ons lewendig wees. Die lewe in 'n geestelike huisgesin word bepaal deur die lewende geloof wat in ons Here Jesus Christus anker. Dit is wat die kerk moet wees. 'n Hoeksteen in Christus gevind is 'n hoeksteen waarop gebou moet word, aktief. Hy lewe en daarom is hy eg en waar. Hy is nie die figmentasie van iemand se verbeelding nie. Hy's nie 'n dooie nie. Hy's nie in die graf nie. En dit moet vir ons bring by die punt, ons is nie in die graf nie. Ons lewe, ons het betrokkenheid. Ons moet vir mekaar wys. Ons glo in die lewende steen. Ons moet ons lewende geloof sigbaar wys in ons optrede tot mekaar. Dit versterk. Jy kom nie by 'n huisgesin aan in jou nood en almal is dood nie. Hulle is daar, hulle wag vir jou. Hulle help mekaar. Wat 'n mooi beeld. Al gaan ons deur verdrukking, het ons die versekering dat ons behoort. 'n Versekering wat gewerk word deur die lewende steen in ons harte, as lewende stene in hierdie geestelike huisgesin. Dit bring ons by die tweede punt, wat Petrus hierop pyl trek, die heilige priesterdom. In vers 5, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Geliefdes, Petrus is besig om met die volk te praat in die tye van verdrukking. Ons weet dat Petrus het in hierdie selfde tyd, nie lank na hierdie brief nie, heel waarskynlik 'n jaar, minder dalk as 'n jaar, is Petrus self doodgemaak. Petrus is self gekruisig, heel waarskynlik volgens oorlewering. Hy is wreed doodgemaak. Maar wat is die behoud vir elke gelowige in hierdie wêreld om te volhard? Om te weet jy behoort. En daarom is hierdie gedeelte van die priesterdom belangrik om dit by die huisgesin uit te bring, die geestelike huisgesin. 'n Huisgesin doen iets vir mekaar. Die betekenis is nie niks en dood nie. Ons deel tog huislike take in ons huise. En wanneer iemand 'n sekere taak nie gedoen het, vermis ons daardie een se betrokkenheid, daardie een se aktiwiteit. En hoe vinnig vermis ons mekaar in ons gewone aardse huisgesinne? Elkeen doen 'n deel. En ons aanvaar dit tog mos nou as vanselfsprekend. En dan moet ons oplet na Petrus wanneer hy praat van 'n geestelike betrokkenheid by mekaar in hierdie gedeelte. Ons moet priesters wees. En hierdie priester sê hy bring geestelike offers, welgevallige offers deur Christus. Ons bring nie net offers na mekaar toe nie. Ons offers moet deur Christus werk. Jy sien, ons moet ook hier 'n onderskeid maak met die humanisme. Die humanisme sê dat al ons mense moet net goed wees vir mekaar en net al die mense moet net goed doen aan mekaar. Dit is nie wat Petrus hier bedoel nie. Wat Petrus hierso bedoel is dat ons moet deur Christus die offers bring. Humanisme is sonder Christus. Ek wil goed doen aan my naaste, of Christus nou daarin geëer word of nie. Christus word eerste genoem die lewende hoeksteen, waarop ons as lewende stene die huisgesin vorm. En dan noem hy hom ook vir ons die middelaar, deur wie ons moet offer. Ons moet ons offers deur Christus doen.
Het jy al agtergekom hoe vinnig raak mense moeg om goed te doen aan mekaar? Hoekom? Hoekom raak mense moeg om goed te doen aan mekaar? Want as jy die hele tyd vir mense goeie goed doen, sal jy nooit tevrede wees met wat jy doen. Maar wanneer jy deur Christus die goeie werk doen, doen jy dit vir 'n baie groter saak as die mens vir wie jy dit doen. Ons moet so offer aan mekaar, asof ons dit vir God doen. Hy is die lewende steen. Anders as jy iets doen vir mense, en dis nie deur Christus nie, gaan jy moeg word. Moenie val vir hierdie humanistiese reël. Jy gaan niemand beïndruk deur vir hulle goed te doen. En jy gaan niemand oortuig deur vir hulle goed te doen. Jy gaan heel waarskynlik jou eie siel frustreer. Maar wanneer jy goed doen deur Christus, dan is daar vir jou 'n ander tevredenheid. Om dan so aan mekaar goed te doen. Waar mense so nie moeg raak om priesters vir mekaar te wees nie, versterk dit die hoop. Vir die een wat moedeloos is dit hoop om te sien jy sy priester, jy help hom. Vir die een wat op die einde van die dag na liefde verlang, is dit goed om te sien jy doen goed vir hom, jy wys vir hom, demonstreer die liefde vir hom. Vir die een wat twyfel in die geloof, wat anders is 'n huisgesin as dit? Wanneer die kindertjies moedeloos en moeg by die huis aankom, dan sal daar nog steeds vir mekaar gedoen word, om mekaar aan te moedig. Hoe heerlik is dit in 'n huisgesin om mekaar aan te moedig, ongeag of iemand liefdeloos optree, ongeag of iemand in die geloof struikel, ongeag of iemand moedeloos is. Want ons doen dit deur Christus vir mekaar, in die geestelike huisgesin. Dan word ons nie moeg om priesters vir mekaar te wees nie. Maar priesters, wys Petrus hier so 2 besondere geestelike werke in die geestelike huisgesin. Ons weet in die Ou Testament het priesters die werk gehad om offers te bring. Hulle het gebid vir die volk, saam met die offers. In die Nuwe Testament lees ons die woorde, veral by die ampt van die diaken, die diens van barmhartigheid. Petrus wys vir ons hoe Christus, hierdie priester, eerste is vir ons, sy geestelike huisgesin. In vers 9 en 10, om te verkondig die deugde, met ander woorde die werke, die dade, die dinge wat hy doen, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Jy moet tog nou ook nie val vir die liberale idee dat niemand is 'n volk voordat hulle nie 'n Christen word nie. Dis nie wat daar staan nie. God maak van ongelowiges deel van sy volk. Hulle was geen volk nie bedoel. Hulle was nie God se volk nie. Hulle was nie in die geloof eers nie. Hulle was nie in die geestelike verbintenis soos 'n volk nie. Nou dat hulle geestelike barmhartigheid ontvang het, nou is hulle God se volk. Dit hef nie die volkskappe op wat daar is nie. Christus is die eerste offer. Sien u die offer, die gebed wat voor God gestel word vir jou sondaar. Die hoeksteen, hy gee homself, sodat ons deel van sy geestelike gesin, sy uitverkore volk kan wees. Deur sy offer maak hy sy Vader jou Vader. Deur sy offer maak hy jou deel van sy huisgesin. Dit is hoe dit werk. Maar meer nog, hy maak jou deel van sy koninkryk, sy ewige koninkryk. Christus is ons offer. Hy gee homself, sodat ons deel van sy geestelike gesin, sy uitverkore volk kan wees, 'n gelowige volk.
Deur sy offer maak hy sy Vader ook ons Vader. Christus se offer is daarom die priesterlike waarborg dat ons verbind is aan hom. Geliefdes, wil jy weet of jy aan God se huisgesin behoort? Die bewys is Christus se dood. Niemand kan dit ontken. Glo in hom en jy sal gered word. Daarom kan ons deur Christus ook dit wees vir mekaar, geestelike priesters. Offers van opregte gebede vir mekaar, bid vir mekaar, dis geestelike offers, en wys aan mekaar barmhartigheid. Barmhartigheid, want God was aan ons barmhartig. Petrus gaan verder en maak vir ons 'n onderskeid. Moenie almal probeer insluit in hierdie geestelike huisgesin wat nie daartoe bestem is nie. Daar's uitgesluit. Daar's mense uitgesluit in hierdie geestelike huisgesin. Dis nie soos die wêreld vir ons wil laat verstaan, almal is broers en susters nie. Nie die gelowiges word ingesluit, die ongelowiges word uitgesluit. So vers 8 sê, daar is die wat bestem is om nie deel te wees nie. In vers 9 sonder ons uit, julle is 'n uitverkore geslag. Geloof in Jesus Christus is nie goedkoop nie. Om ingesluit te word in sy huisgesin, in sy volk, is nie goedkoop nie. Dis nie vir almal nie, dis nie vir almal bestem nie. Ongelowiges en ongehoorsaames word uitgesluit. Petrus gebruik reeds in vers 7, wanneer hy verwys na die hoeksteen Jesus Christus, daar is die ongelowiges wat die hoeksteen van die huisgesin Jesus Christus verwerp. Hoe kan hulle dan deel wil wees van die huisgesin as hulle die hoeksteen verwerp? Ongelowig. Vers 8 sê, hulle is ongehoorsaam aan die woord van God. In tye van verdrukking moet die geestelike huisgesin baie waaksaam wees oor wie deel is van die huisgesin. Die ongelowiges en die ongehoorsaames is uitgesluit. Andersins bring ons mos allerhande onheil in die huisgesin in. Selfs 'n gewone aardse huisgesin laat nie enige vreemdeling toe in die huisgesin in nie. Dis dreigend en bedreigend. Daarom gee Paulus ook vir ons die maatstaf. Geloof in die Here Jesus Christus. Maak seker, die een wat ons inlaat, is gelowig en nie ongehoorsaam aan die woord van God nie. Jy sien geliefdes, die bedoeling is om hierdie huisgesin te versterk. Die groei van die huisgesin lê daarom nie in die getalle van die huisgesin nie, maar in die innerlike versterking van die huisgesin se bande, die verbintenis. Hoe is ons verbind? Vers 7, vir julle wat glo, is Christus kosbaar. Daar is die maatstaf van verbintenis. Is die Here Jesus vir jou kosbaar? Dis 'n baie mooi woord. Waar jou hart is, sal jou skat wees. Wat is vir jou kosbaar? Verbind jy jou net met die mense, of verbind jy jou aan die skat, die hoeksteen, en dan die mense? Geliefdes, gaan let op jou aardse huisgesin. Hoe jou gesin jou veiligheid bied. Hoe jy dit al as vanselfsprekend aanvaar. Hoe heerlik dit is in jou huis. Hoe veilig dit daar is. Dink jou vir 'n oomblik aan, as God jou huisgesin nou van jou af wegvat. Wie is jy? Waar is jy? Maar die wêreld lyk so.
Want dit is hoe ons moet kyk na ons gemeenskap van gelowiges. Die skerwe lê die wêreld vol, want huisgesinne word weggeruk in die geestelike wêreld, in die geestelike lewe. Ons het werklik te doen met 'n soort geestelike weeshuis. En dis tragies. Kosbaar is jou gemeenskap van gelowiges nie. Dink aan jou geestelike huisgesin. Daar's 'n groot waarborg van gesinsverbintenis wat Petrus hier lewer. Die aardse huisgesin se gesinsbande word aan mekaar verbind deur 'n bloedverwantskap aan mekaar. Sê mos, bloed is dikker as water. En families is geheg en dis gesond. Dis goed so. Maar nou gaan Petrus en hy wil vir ons die dieper versekering gee. In die geestelike huisgesin. Hoeveel te meer word ons geestelike huisgesin vir ewig aan mekaar verbind deur die hemelse bloed van die Here Jesus Christus. Daardie geloof, daardie bloedverbintenis kan nie gebreek word. Die waarborg om 'n geloofsgemeenskap te bly is daarom nie afhanklik van 'n mens nie, van enigeen van ons nie. Dit is gewaarborg in die werk van die Heilige Gees in elkeen van ons se harte. Dit sal dit aan mekaar hou, of nie. Maar deur die geloof gewaarborg. Sy seun is die lewende hoeksteen, nie die dooie een. En hy is die lewende priester, wat werklik offer en nie afskeep nie. Hy is ons waarborg. In hom is ons verenig. En laat ons daarom vrymoedig mekaar se geestelike gesinslede wees, heilige priesters wees, en welgevallige offers bring. Nie asof vir die mens nie, maar vir God tot die mens. Deur Christus tot die mens. Vers 5. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, in die naam van u Seun Jesus Christus wil ons vir u kom dankie sê, Here, dat ons so ietsie kan insien van u grootse werke, wat vir ons opnuut die versekering kan gee, Here, dat u laat vaar nooit die werk van u hande nie. U self is die bouer, u self is die werker in die harte van u kerk. Oor die algemeen oor die wêreld, maar in besonder in elke plaaslike kerk, waar die algemene Christelike kerk so gestalte kry en sigbaar word. Dankie dat ons kan weet, dat die waarborge lê by u, in u werk wat u doen. Leer u ons om gehoorsaam aan u te wees, om so opgebou te word, soos 'n geestelike huisgesin, ook in hierdie tye van beproewing, dat ons werklik vir mekaar priesters sal wees, mekaar sal help, mekaar sal bystaan, dat ons ook vrymoedig na mekaar toe kan uitreik, en vir mekaar kan vra, en met mekaar kan deel in die geloof. Here, mag ons bid vir mekaar, mag ons mekaar hierin versterk, nie soos ons wil nie, maar soos u wil, soos u werk doen. Hemelse Vader, maar ons weet, ons is nie die enigste kerkie. Daar's nog vele kerke, ook hier in die dorp, ook in hierdie land. Ons bid, Hemelse Vader, dat u deur u Heilige Gees sal werk, dat elke gemeenskap van gelowiges inderdaad 'n geestelike huisgesin sal wees, tot eer en verheerliking van ons Here Jesus Christus,
tot opbouing van u koninkryk. Ons kan dit net vra, omdat ons weet, dis verseker in u Seun self. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan dan afsluit met Gesang 266. Gesang 266, en dan sing ons daar vers 1 en vers 2. Vers 2 wat sê, o Christen wat op hom vertrou, u moet geen onheil vrees nie, sal hy wat sy gemeente bou, ons nie 'n toevlug wees nie. Hy oor die toekoms heer, waak oor sy woord en eer. Hy gee geduld in nood en krag en moed in dood. Moet geen bedreiging vrees nie. Kom ons uit af met Gesang 266 vers 1 en 2. Dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.